Goeiemôre. Hier is ek weer met nog 'n kosbare psalm. Psalm 32. Andermaal 'n psalm van Dawid. En in my Bybel staan daar ook die woorde 'n onderwysing. Nou kom ons kyk, wat is dit? Wat ons Vader wil hê, ons moet leer deur hierdie psalm wat koning Dawid geskryf het. 'n Ander opskrif van die psalm in my Bybel: die seën van skuldvergifnis. Die seën van skuldvergifnis. Weet jy, elkeen wat vergifnis wil ontvang, moet tog eers erken dat hy skuldig is, nie waar nie? Sonder erkenning van skuld kan daar nie in die hart van die oortreding genesing kom nie. Ons moet eers erken, ja, ek het 'n fout gemaak, help my. Dan eers kan regstelling, maar ook genesing kom. Hou dit in gedagte terwyl ons die boodskap van hierdie psalm oorweeg. Psalm 32 vers 1, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing. Let op, onderwysing. Koning Dawid wil dat elkeen wat hierdie psalm lees, iets sal leer daaruit. Dan gaan hy verder. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Hoekom is dit so belangrik? Weet jy, sonde en onvergifnis trek ons af. Solank ons kies om wrokke te huisves, trek dit ons af en bring verwydering tussen ons en ons Vader. Koning Dawid gaan voort in vers 2. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Wow. In wie se gees geen bedrog is nie. Vers 3. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, Sela. Waarom? Waarom die gebrul van die gebeente, vra ek? Die uitteer van die binneste. Dink asseblief daaroor en verstaan wat gebeur wanneer ons in eerlikheid voor ons Vader staan, bereid om ons eie waarheid nie net te ontbloot nie, maar asseblief ook te hanteer. Ontbloot is een ding, hanteer heeltemal iets anders. Dan hierdie opregte, fenominale eerlikheid van koning Dawid. Vers 5. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortreding bely. En dit is die belangrikste, die een teenoor wie ons belydenis moet doen. Koning Dawid gaan voort. En u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. Hoekom Sela? Die belydenis en die vergifnis loop altyd saam. Belydenis en vergifnis loop altyd saam. Bely en ontvang dan vergifnis. En raak ontslaaf van alles wat ons eens vrot en siek laat voel het. En weet jy wat? Ons moet willens en wetens kies om vergifnis te ontvang. Ek wonder hoeveel keer vra ons vergifnis, maar ons spring op en ons hardloop weer aan, sonder om werklik voor ons Vader te wag en te weet, hy het my vergewe. En dan sê ons dankie. En ons beleef die geweldige verskil van die afgooi van 'n las. Is dit deel van my en jou, wanneer ons vra vir vergifnis? Vers 6 lees, daarom, omdat ons weet dat ons vergifnis ontvang het, sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vind is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie
aan hom raak nie. Vers 7. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange en bevryding, Sela. Vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wat 'n heerlike belofte, en dit staan ook vas vir my en jou. Maar dan die waarskuwing daarby, vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met 'n toom en tuil as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte. Maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. O Vader, help ons. Wees ons genadig, mag elkeen van ons tyd spandeer, alleen tyd spandeer met U, met hierdie psalm. Ek bid dat U elkeen van ons kom aanraak, vir my ook asseblief, Vader. Kom raak ons aan met die diepe erkenning en verlossing en die vryheid wat ingesluit lê in die waarheid van die betekenis van hierdie psalm. Hemelse Vader, ek bid in die naam van Yeshua, leer ons asseblief om die opregte eerlikheid van koning Dawid ook ons eie te maak. Mag ons in alle omstandighede voortdurend eerlik voor U staan. Erkenning gee aan wie U is, maar ook ons eie twak. Asseblief, Vader, help ons om al die vrotkolle wat hier in ons nog wil skuil, dat ons dit sal erken, en U sal vra om ons te help, om daarvan ontslae te raak. Dat ons soos koning Dawid kan jubel en sê dat U ook vir my 'n skuilplek is, wat my bewaar van benoudheid, omdat ek in eerlikheid voor U staan. Gewillig om afstand te doen van dit wat nie van U is nie. Dankie, Vader, dat ons dit voor U kan neersit vanmôre. Help ons om soos koning Dawid deur ons eie geite te werk. Ons eer U. Ons verwag U, Vader. U is wonderbaar. Halleluja, amen.